Ek gaan dan begin met vanaand se klas net omdat daar heelwat is om deur te gaan en ek is net bang ek kom nie deur alles nie as ons eers 5 oor begin. Okay. Ek het eers bietjie laat die boodskap gesien van 7 uur kan begin. Ek het ongelukkig die Engelse klas 7 uur, so ek gaan dan nou moet doen natuurlik. So dan gaan ek gou vinnig die wat was dit nou? Ek gaan kyk. Wat? Ek sien nog nie. Ek het die ding oop, maar ek sal nou sien as hulle dalk wil inkom. Dat ek het gereeld net vir hulle stuur. Okay, so ek gaan vanaand deur die klimatologie en geomorfologie gaan, net deur 'n paar van die belangrikste goed, sodat hopelik dit verfris bietjie julle goed wat ons al deur gegaan het en maak julle reg vir môre. Ek hoop julle het al daarom deur julle werk in die tyd gegaan en nie alles gelos tot vanaand nie. Anderste dink ek nie jy gaan deur alles kan gaan nie. Okay. So, kom ons gaan hiernatoe. Die is die Engels. Okay. So met jou sleutelkonsepte, met jou definisies, dit is natuurlik in elke geval so gaan dit altyd belangrik wees. Vir die tipe goed, jy gaan altyd moet in jou eie woorde kan verduidelik of jy gaan dit selfs met jou pasvorm A by B en altyd begoed moet kan terugbring. Okay. So vir jou konsepte, ek gaan nie deur elke een gaan nie, is net maak seker dat jy ken asseblief jou definisies. Okay. Dan vir jou heel eerste gaan ons vinnig begin met klimatologie. So onthou met sinoptiese weerkaarte, hoe dit gewoonlik gaan werk is, in die vraestel gaan jy 'n sinoptiese weerkaart kry en jy gaan vragies oor hom moet beantwoord. Hulle gaan natuurlik vir een van Suid-Afrika gee met 'n paar weerstasies en dan gaan hulle spesifieke goed oor dit vir jou vra. Nou hulle kan dit saam insit by die tropiese of middelbreedte sikloon of dit kan ook op sy eie gevra word as 'n 15-punt vraag. Okay, net gaan vandag 'n paar goedjies voor dit of oor dit soms weerkaart. Onthou die lyne wat jy oor jou kaart gaan sien is isobare en hierdie gaan lyne wees wat plekke van dieselfde druk met mekaar vergelyk en dit is natuurlik soos kontourlyne net met druk. Okay. Dan die druk word gemeen in hektopascal en die isobare vorm patrone en hierdie dit wys net hoe die goed gevorm word en dit is natuurlik jou hoog en jou laagdruk. Nou, hulle kan vir julle vra om dalk byvoorbeeld by A te identifiseer of dit 'n hoog of laagdruk is. Kyk natuurlik vir middels of daar L of 'n H is. Indien dit nie daar is nie, kyk altyd na die nommers. As dit van binne af na buitentoe meerder raak, is dit 'n laagdruk en presies die teenoorgestelde, so as dit van binne af na buitentoe verminder, dan is dit weer 'n hoogdruk. Okay. Dan die volgende een. Moet ek nou hier. Nou maar ek tog ek het eentjie gehoor. Die volgende een is jou weerstoestande en jou simbole. Hierdie paar goedjies asseblief memoriseer dit. Jy moet presies weet waar jy wat gaan aflees en natuurlik wat dit beteken. So jou wolkbedekking, as hy niks waar glad ingekleer is nie, is dit oop, dit beteken ons geen wolk nie. As dit ingekleer is dit al hoe meer bewolk en as hy heeltemal ingekleer is dit betrokke of net bewolk. Okay. Vir jou windspoed, partykeer probeer hulle 'n bietjie vang as hulle een streepie daar sit. Dis nie te sê dat as daar een streepie is dat dit noodwendig net 5 knope gaan wees nie. 'n Kort streepie wys 5 knope en 'n lang streepie wys 10 knope. Nou meeste van die tyd sal hulle 2 lyntjies sit en dan word jy van dit af te kan aflei of dit klein of lank is, want hulle hou daarvan om een van elk te sit. Okay. Ongelukkig as hulle een lyntjie daar sit, gaan jy kind of moet raai of dit lank of kort is. Okay. Vir jou neerslag, onthou asseblief om al hierdie goed te memoriseer. Ek sien hy's bietjie verkeerd geskryf. So hy hou al op by die donderstormsmetaal, maar donderstormsmetaal is natuurlik heel onderste simbool eintlik. Okay. En dan waar kry jy wat? Vir jou weerstasies is daar sekere elemente. Reg in die middel, jou sirkel is jou wolkbedekking. So weer eens, hoe bewolk is dit? Dan het ons windrigting, so waar ook al die lyn aan die sirkel vas is, dit is die windrigting. Okay, so in die geval is dit noordwes en natuurlik die windspoed is dan hoeveel lyntjies op hom is en hy word altyd in knope gemeet, so onthou asseblief om jou eenheid by te skryf. Vir jou lugtemperatuur,
Dit is jou maksimum temperatuur en hy sal altyd bo geskryf word. Jou onderste temperatuur gaan altyd jou dew punt temperatuur of jou minimum temperatuur en hy sal natuurlik altyd onder geskryf word. Weerens onthou asseblief jou eenheid, in die geval is dit grade Celsius. En dan tussen die twee, of hy kan selfs aan die ander kant geskryf word, as daar enige neerslag is, sal die simbool daar wees. Onthou, partykeer kan dit meer as een wees, of daar kan niks wees nie. So, maak seker dat jy memoriseer hierdie. Okay, jou volgende een, kan hulle vir jou vra, hulle kan vir jou 'n kaart gee, en hulle kan vir jou sê dat jy moet identifiseer of hierdie 'n somer of 'n winterkaart is. Nou, daar's 'n paar maniere hoe jy dit kan agterkom, en baie keer gaan jy ook met redes gee. As dit 'n somerkaart is, een van die maklikste maniere om dit te sien as daar 'n tropiese sikloon op die kaart is. Want dit kom natuurlik net in die somer voor, want dan is die water warm genoeg vir tropiese siklone om te vorm. In die winter is die water nie warm genoeg nie, so 'n tropiese sikloon sal nie raak kan vorm nie. Okay, en hy sal natuurlik deur hierdie simbool wat op die kaart sal verskyn. Dan daar gaan 'n laagdruk oor die land wees, die datum, natuurlik die maklikste manier is om dit weg te gee. Die Suid-Indiese hoogdruk is geleë suidoos van Suid-Afrika en algemene hoë temperature oor die land. Nog iets wat jy ook kan sien, maar dit is nie altyd die beste ding om dit weg te gee nie. As die binneland van in Suid-Afrika reën kry, maar nie regtig die kus nie, beteken dit kan ook somer wees, maar dit is nie deesdae altyd meer so akkuraat nie. Okay, dan, hoe weet ons dit is winter? Hier is net 'n voorbeeld van die somerreën. Hoe weet ons dat 'n kaart dalk moontlik winter is? Eerstens, daar's 'n koue front wat oor die land beweeg. Jy kan nog steeds koue fronte in die somer ook kry, maar gewoonlik tref hulle net die onderste deelte van die Kaap en hulle skuif oor, maar in winter gaan dit gewoonlik oor die hele land, want dan is die ITKS natuurlik meer noord van die ewenaar. Dan, die dominante Kalahari hoogdruk is baie duidelik oor die land. Onthou, in die somer is hy baie hoog in die atmosfeer, so hy het nie regtig so groot impak Suid-Afrika nie, en daarom word hy nie op ons kaarte gesit nie. So as hy daar is dit most likely winter. Dan die datum, weer eens een van die maklikste maniere. Dan die Suid-Indiese en Suid-Atlantiese hoogdrukstel is nader aan die land en ook verder noord, en algemene lae temperature oor die land. Okay. Dan het ons geblaarde lugsirkulasie. Nou, vir die moet jy net onthou, ons het 3 globale windstelsels. Ons het op tropiese oostewinde, ons westewinde en ons polare oostewinde ook. En dit kom net waar hulle voorkom. Okay. Saam met die, hulle vra nie sommer in graad 12 van jou Hadley of verder of jou poolsel nie, maar weet nog steeds waar hulle is. Van 0 tot 30 grade Celsius, van 0 tot 30 grade, is dit die Hadley sel, 30 tot 60 grade is Ferrel sel en 60 tot 90 is poolsel. Natuurlik, heel in die middel op die ewenaar het ons ekwatoriale laagdruk, en daar vaar ons tropiese oostewinde. Dan het ons westewinde van 30 tot 60 en ons polare oostewinde van 60 tot 90. Okay. En dan vir die twee van wat julle definitief gaan kry, middelbreedte sikloon en tropiese sikloon wat ons nou gaan deurgaan. Nou julle sal sien, die kans is baie groot dat julle albei van hulle gaan kry, maar julle gaan ten minste een van hulle kry. So maak seker jy ken albei se werk baie goed. Okay. So met middelbreedte sikloon, ons gaan 'n bietjie afnom. Onthou met albei tipe siklone, jy moet natuurlik sy aspekte ken, hoe hulle verskil van mekaar, en jy moet hulle kan teken, 'n dwarsprofiel van elkeen. Dit hoef nie 'n baie ingewikkelde ding te wees nie. Hierdie is byvoorbeeld 'n baie maklike een om van 'n middelbreedte sikloon te kan teken. Okay, ek sal nou by die tropiese sikloon bietjie daarmee ingaan. Nou onthou, ons het ons warm front voor en agteraan wat volg het ons koue front. Hier kan jy natuurlik jou koue sektor en warm sektor en daai tipe goedjies gaan insit. Dan het ons natuurlik wolke, so reg by ons koue front het ons gewoonlik 'n cumulonimbus wolk wat besig is om te vorm, wat natuurlik besig is, of die koue front is besig om die warm sektor in te haal. Okay, so hoe lyk jy weer in 'n middelbreedte sikloon? Weer voor die koue front, so dit gaan nou hierso wees in die middel. So eerstens, daar gaan koeltemperature wees, baie lae druk, betrokke toestande en cumuluswolke en donderstorms. Dan hoe lyk dit agter die koue front? Daar gaan weer eens baie koue temperature wees, daar gaan 'n hoogdruk wees, deels bewolkte toestande, weer eens cumuluswolke en daar gaan 'n ligte reën wees. Hierdie is iets wat ons nogal gereeld in Suid-Afrika in die winter ervaar. Okay.
Dis net hoe dit lyk. Dan het ons by tropiese siklone. Nou onthou soos ek gesê het, jy moet 'n dwarsprofiel van hom kan teken. Hier is 'n baie goeie een om te oefen aan indien jy sou wou. Maar onthou as hulle vir julle vra om ietsie te teken, kan hulle dalk spesifiek vir jou sê dat hulle wil hê jy moet die volgende goed bysit. Ek moet net geseker maak. Ek sien nog niemand nie. Okay. Kan ek dit vra, want ek sien daar is mense wat sukkel. Is daar eendag iemand anders wat sukkel om in te kom, of jy nogal redelik maklik ingekom? Okay, ek is nie seker Ek het nogal maklik ingekom. Ja, en die ding is gewoonlik hoor ek die geluid, so ek's nie seker, maak ek net my velsie oop. Ek's nie seker wat nou vandag aangaan nie. Okay, kom ons gaan gou vinnig aan. Nou met 'n tropiese sikloon, hy's bietjie meer ingewikkeld as 'n middelbreedte sikloon. Nou daar's 'n paar goed wat nodig is vir hom om te ontstaan in die eerste plek. Eerstens, die temperatuur van die water moet 27 grade Celsius wees of hoër. Dan die Corioliskrag, en onthou Corioliskrag kom nie binne 0 tot 5 grade, ek wil sê grade nie, 0 tot 5 grade noord of suid voor nie. Beteken dit kan glad nie in daai area vorm nie. Okay? Dan kort hy ook genoegsame volg en minder funksie wat in die begin plaasvind. Okay? Nou onthou met hierdie, ons het natuurlik ons oog in die middel en dit is baie maklik is om erken te word. Onthou die ander goed wat hy nou nie insit nie, byvoorbeeld van die naam hulle hou daarvan om te vra hoekom is hierdie een se naam byvoorbeeld Dahlia, want dit is die 4de sikloon van die seisoen, en hoe kry ons dit? Hulle word natuurlik alfabeties genoem, so elke keer as daar 'n groot genoeg storm is, dan gaan hulle af met die alfabet en gee hom 'n naam. Dis ook nie meer dat hy net noodwendig 'n vrouenaam het nie, deesdae kan hy ook 'n man se naam ook hê. Okay, dan ek het gou vinnig gekyk. Ek kom amper elke jaar terug na hiernatoe. Ek weet ek het in die notas wat ek vir julle opgelaai het en vir julle begin van die jaar of wel laas jaar gemaak het, is hierdie tabel. Dit is verskriklik belangrik. Dis die twee verskille van die twee siklone direk langs mekaar. So maak vir seker dat jy alles in hierdie ding baie goed ken. Want hy sê presies vir jou wat sy ander name, sy formasie, sy voorkoms, beweging, seisoen, identifikasiekenmerke, weer en die gebiede wat beïnvloed word. Okay. Nou onthou met die kans is baie groot dat hulle saam met jou dalk vir jou 'n gevalle studie of selfs 'n artikel of 'n nuusberig kan gee oor 'n plek wat dalk geaffekteer is, soos ons byvoorbeeld met Mosambiek wat dit gereeld getref raak, en dan kan hulle vir jou algemeen goed vra oor daardie sikloon ook. Okay. Hier is dan net hoe hy lyk in sy volwasse stadium. Dan gaan ek gou aangaan. Okay, dan kom ons by die invloed van die oseaan en die seestrome op Suid-Afrika se klimaat. Nou, ons is natuurlik deur 'n baie groot deel van die land is deur oseane omring en dit het 'n baie groot impak op ons klimaat. Okay, ek het actually afgaan. So, daar is 3 seestrome waarvan jy moet weet. Ons het ek het gou vandag hier sit. Ons het ons koue Benguela seestroom wat in die Atlantiese Oseaan vloei, en dan het ons 2 in die Indiese Oseaan. Ons het ons warm Mosambiek seestroom en ons warm Agulhas seestroom. Okay, so daai is natuurlik die 2 wat dit gaan beïnvloed. Nou, ek het al vinnig gekyk, so ek het hier. Natuurlik die warm Mosambiek-stroom veroorsaak hoë temperature en meer reën op die ooskus van die land, so hier by KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap en Wes-Kaap ook wel deel van hom. Dan die koue Benguela-stroom aan die Weskus van Suid-Afrika veroorsaak natuurlik dan weer lae temperature en minder reën op die Weskus, en dit is natuurlik ook die rede om ons in die eerste plek, of nie ons nie, dat Namibië hulle woestyn nou het, dit is verantwoordelik daarvoor. Maar ons hoef net op Suid-Afrika te fokus, ek gaan nie daaraan gaan nie. Okay. Maar dit is die 2 seestrome wat belangrik is vir Suid-Afrika. Dan het gekyk, die plato het ook natuurlik 'n verskriklike groot invloed in Suid-Afrika se klimaat, en hy strek vir 'n baie groot deel van die land. Okay. Nou wat presies het hy op ons? Hoe hoër mens gaan, hoe koeler word dit. Ons het natuurlik ons inversie wat so in die middel van die plato gaan sit, en dit is hoekom in die somer is dit moontlik vir die lug wat van die oseaan afkom, van die Indiese Oseaan afkom, wat hy teen die plato opwaai en die binneland van Suid-Afrika bereik, en dit is hoekom die binneland
op die binnekant van Suid-Afrika so reën in die somer kry en natuurlik in die winter is dit die kus se gebied. Dan het ons 3 subtropiese hooggordels wat ook 'n invloed het op Suid-Afrika se klimaat. Dit is die Suid-Atlantiese hoogdrukstelsel, die Suid-Indiese hoogdrukstelsel en die Kalahari hoogdrukstelsel. Tussen al die drie is dit die Kalahari hoogdruk wat die grootste impak het op Suid-Afrika. Okay. En natuurlik wat lekker maak, die Suid-Atlantiese hoogdruksel is in die Suid-Atlantiese See geleë en die Suid-Indiese hoogdruk is natuurlik in die Indiese See geleë. So dit maak dit nogal maklik om te onthou wat se kant hulle is. Maar wat presies doen hulle aan Suid-Afrika se klimaat? So die Suid-Atlantiese hoogdruksel, so die een aan die kant, aan die Kaapse kant, veroorsaak koel droë wind wat na die Suidwes-Kaap waai. Die Suid-Indiese hoogdruk wat hier naby KwaZulu-Natal is, veroorsaak warm vogtige winde wat na die Ooskus waai en hy is ook baie warm, so dit is hou baie met daai vogtigheid. En laaste die een wat die grootste impak op ons het, is die Kalahari hoogdruk en hy is die oorsaak van algemeen oop lug en warm temperature omdat die lug daal en droog is in die winter en die gevolg is dat net somerreën op die plateau val. Onthou weer eens, ons het ons inversielaag by die plateau wat op en af skuif met die winter en somer. Okay. Dan het ons plaaslike klimaat en dit gaan natuurlik jou vallei en stadsklimaat wees. Eerstens anabaties en katabatiese winde. Presies die teenoorgestelde van mekaar, die een waai op teen die vallei, die ander een waai af en die een gebeur in die dag en die ander een gebeur in die nag. Nou anabatiese winde is winde wat in die dag waai en hulle waai op teen die vallei van 'n wat ek het gesê het. Wel, hulle waai op teen helling. Dan het ons katabatiese winde wat in die aand waai en hulle waai af teen die vallei af. Okay, so dit is natuurlik belangrik om daai twee met mekaar te kan vergelyk. So die uitwerking van anabatiese winde is hulle verwyder gewoonlik besoedeling uit die vallei en katabatiese winde is dat hulle keer besoedeling vas in die vallei gewoonlik heel onder en katabatiese winde veroorsaak ook koue temperature in die vallei. So dis hoekom jy gewoonlik as jy vallei het, mense nie onder in die vallei bly nie want dit is waar dit die koudste word. So hulle weer eens hulle gebruik gewoonlik in hierdie inversielaag bietjie op teen die vallei. Juffrou, Yes? Katabaties is mos bergbrise, né? Sê gou weer? Katabaties is bergbrise. Bergwinde, nee. Is ek reg? Ek gaan die gaan. As jy praat van 'n bergwind, gaan dit meer dit is 'n warm lug. So ek sal sê dis meer anabatiese winde as wat 'n katabatiese winde is. Ja, maar dis dieselfde tipe 1 is net waar dit ook voorkom en wanneer dit waai. Okay. Dan, okay, sy net ons versiese laagte kan gepraat het. Dan het ons aspek. Nou weer eens, dit is dood eenvoudig die frontligting van 'n helling. So watse rigting wys 'n helling? Okay. Nou, dit is natuurlik belangrik veral as jy weet of jy moet weet waar jy bly, want dit het 'n groot impak op die klimaat. So, dis nou spesifiek in Suid-Afrika, is dat noordgewigtere hellings is warmer, omdat hulle direkte sonstrale ontvang. Die suidverwaarde hellings is koeler, omdat hulle indirekte sonstraal ontvang. En weer eens, dit is belangrik, want as jy byvoorbeeld plante plant, of jy is besig met boerdery, moet jy weet hoeveel insolasie 'n spesifieke plant nodig het om in die eerste plek te kan groei. As jy hom op 'n verkeerde helling plant, gaan dit natuurlik nie baie goed wees vir hom nie. Okay. Dan het ons stadsklimate. Nou, onthou met stadsklimate, dit is gewoonlik 'n mikroklimaat wat 'n spesifieke area natuurlik beïnvloed en gewoonlik gebeur dit oor 'n stad. En dit is dan waar hitte-eilande inkom. Nou, 'n hitte-eiland vorm gewoonlik bo 'n stad, omdat 'n stad warmer is as die omliggende landelike gebiede. Okay, en daar is natuurlik 'n paar redes daarvoor. So jy kan ons sien hier in die middel van die sentrale sakekern is die temperatuur baie hoog en dan soos jy wegbeweeg van dit af, raak die temperatuur laer. En weer eens, hoekom gebeur dit? Besoedeling word vasgevang bo die stad en in die aand dan is dit vat baie langer vir daai hitte om te ontsnap. So dan is dit baie warmer daar. Ek weet weer eens die voorbeeld wat ek altyd gebruik is 'n plek soos Sasolburg. Jy kan nog redelik vinnig sien hoe die besoedeling bo die dorp sit. Met 'n stad, enige groot stad sal dit hê, maar dan moet jy nogal van redelik ver af, buite af dit kan sien. Dan sal jy gesien dit lyk so vuil bo die
stad. Okay. Dan, dit verander ook die vorm van of dit in die dag of in die nag is. As jy in die dag is, gaan hy die tipe koepelvormiging hê, wel mushroom tipe vormig is gewoonlik bietjie meer akkuraat. Hulle het hom nou bietjie, maar gewoonlik kyk hy so in die dag en dan in die aand lyk hy meer soos 'n koepel. Okay. Dan, ek het gekyk. Dan, die faktore wat 'n hitte-eiland laat vorm, so dit gaan nou soos kunsmatige oppervlaktes wees, dit gaan goed wees soos 'n teerpad, dit is baie donker oppervlak, so dit gaan baie meer insolasie absorbeer, en dit gaan die hitte ook langer hou. Dan het ons oppervlakgrootte soos geboukante of groot geboue wat natuurlik baie meer goed absorbeer en weer eens dit hou dit ook langer. Besoedeling maak dit erger en dan het ons kunsmatige hittehulpbronne. Dit gaan nou goed wees wat nie deur die son gegee word nie, maar natuurlik wat mense het. En dit is nou soos fabrieke, voertuie en lugversorgers wat natuurlik ook hierdie probleem erger maak. Dan volhoubare maniere, maar ek mag verbygaan. Volhoubare maniere om die uitwerkings van 'n stedelike hitte-eiland te verminder. So in die eksamen hou hulle daarvan gewoonlik om die vraag op te bring van hoe kan 'n stad of 'n munisipaliteit byvoorbeeld die hitte-eiland bo 'n stad verminder? Soos hoe kan hulle daai situasie bietjie beter maak? En hierdie is waar jy nou hierdie werk gaan neerskryf. Eerstens, bevorder groen gordels. So plant meer plante, maak meer parke oop. Jy kan dakke kry waar hulle kos groei, wat weer eens net help waarom minder insolasie geabsorbeer word deur verskeie bronne in die dorp. Okay, dan verhoog plantegroei deur daktuine te gebruik, plant op geboue se dakke. Nuwe geboue moet nie met materiaal soos glas of enige reflekteerde materiaal gebou word nie. Die hoogte van geboue moet beperk word. Stel wetgewing in wat fabrieke dwing om die hoeveelheid besoedeling wat hulle veroorsaak te verminder, verbeter openbare vervoer en moedig mense aan om daarvan gebruik te maak en moedig saamry klubs na die werk of skool aan. Iets wat hulle hier ook nou nie sê nie, so jy ook kan neerskryf, is om donker oppervlaktes te verf. Ek weet ons hierdie klas gehad het ek dit genoem, dat daar is sekere lande wat hulle paaie wit verf, in plaas van donker swart teerpaaie, het hulle wit paaie, want weer eens wit gaan baie meer insolasie reflekteer, so daar gaan nie so baie geabsorbeer word nie, wat beteken dat gaan die temperatuur nie so erg beïnvloed nie. Dieselfde met baie huise se dakke, as jy dit gaan wit verf, wat weer eens meer lig gaan affekteer, gaan dit presies dieselfde uitwerking het, die temperatuur gaan verlaag. Okay, en dit is dan klimatologie. Dan kom ons by geomorfologie uit. Okay, eerstens, sleutelkonsepte, maak seker dat jy al hulle ken, hulle is baie belangrik. En wat lekker is, baie keer as jy jou sleutelkonsepte ken, kan jy 'n bietjie daarvan aflei om verder te gaan. Okay, so eerstens grondwater. Grondwater is dood eenvoudig die water wat onder die aardoppervlak opgaar. Dit kan opraak en natuurlik as dit reën dan vul dit weer bietjie aan. Okay, die watersiklus, soos ek vir julle laas gesê het, jy hoef nie die watersiklus te kan teken nie. Jy moet net verstaan hoe hy werk. Okay. Dan grondwater word aangevul wanneer water in die grond infiltreer, dis as hy natuurlik opgeraak het. So daar's 3 belangrike faktore wat dit moontlik maak. Eerstens, die grond waaroor die reën of wat ook al water besig is om te vloei, moet deurdringbaar wees. Anders gaan dit glad nie kan deurkom nie. Maar as dit is, dan kan die water vervul raak. Dan genoeg tyd vir die oppervlakwater om in die grond geabsorbeer te raak. As jy 'n helling vat, so 'n redelike steil helling en daar reën op hom. As die helling te styl is en die water loop eenvoudig net te vinnig, is daar nie kans vir die water om geabsorbeer te raak in die grond in nie, wat natuurlik gaan veroorsaak dat die grondwater nie weer opgevul gaan word nie. So dis hoekom tyd belangrik is, want dit moet actually tyd hê om in te sak. En dan die laaste een is plantegroei. Plantegroei is baie belangrik, want dit stop die vloei van water en dit gee dat daai bietjie tyd om actually kans te hê om geabsorbeer te word in die grond in. Okay. Dan, hier is dit net 'n ding wat vir presies dieselfde sê, as jy deurdringbare gesteentes het, beteken dit daar gaan meer infiltrasie wees, minder afloop en meer grondwater, want dit kan deur die grond gaan. Maar as die gesteentes ondeurdrinkbaar is, beteken dit daar gaan niks deur dit gaan nie. Soos as jy nou, die beste voorbeeld ek vinnig kan vat, is 'n teerpad.
Water gaan nie direk deur die teerpad gaan nie, want dit is nie deurdrinkbaar nie. Wat beteken daar gaan minder infiltrasie, meer afloop en minder grondwater wees. As ons kyk na tyd, as dit meer tyd het, gaan daar weer eens meer infiltrasie, minder afloop en meer grondwater wees, maar as daar minder tyd is, so as die helling net te styl is, gaan daar minder infiltrasie, meer afloop en minder grondwater wees. Plante groei, presies dieselfde, hoe meer plante groei daar is, hoe meer infiltrasie, minder afloop en meer grondwater, en minder plante groei, gaan daar minder infiltrasie, meer afloop en minder grondwater wees. Okay. Dan kom ons by riviere uit. Nou, eerstens die riviertipes, hulle kan moontlik vir jou, selfs in kaartwerk vir jou vra, dat jy die tipe rivier moet kan identifiseer, of hulle kan vir jou 'n gevalle studie of ietsie gee waarvan jy dan ook natuurlik in die normale vraag gaan moet vrae beantwoord. Okay, so eerstens het ons permanente riviere. Hierdie is riviere wat reg deur die jaar vloei. Hulle word aanhoudend vervul, so dis nie dat dit net tydens die reenseisoen vloei soos periodiese riviere nie. Periodiese riviere vloei natuurlik net in die reenseisoen, of as daar 'n baie sterk reën was vir 'n paar uur of 'n paar dae, dan sal hy bietjie vloei, maar dan droog hy weer op. En dan sodra dit dan weer water kry, dan sal hy weer vloei. En dan het ons episodiese riviere. Hierdie vloei net na swaar reënval wanneer afloopwater in die rivier vloei. Dan die een wat hy nie het nie, is eksotiese riviere, en dit is wanneer jy 'n rivier het wat deur 'n landskap vloei wat nie regtig daarin pas nie, soos by die Nylrivier en die woestyn. Dit pas nie heeltemal saam nie. Okay. Dan rivier afvloei. Nou met afvoer, met hierdie, dit is dan net 'n vloeidroggrafiek wat vir jou gegee word. Hulle vra hom omtrent nooit in die vraestelle nie, maar weer eens jy moet net min of meer weet hoe dit werk. Aan die onderkant is dit net die tyd of dae wat hy besig was om te vloei, en aan die regterkant is dit die reënval in millimeter. Onthou, jy gaan altyd in dit gegee word, so as hulle spesifiek iets hier vir jou vra vir die hoeveelheid, gaan jy altyd millimeter net moet bysit. En dan het ons afvoer, so ons kubieke meter per sekondes ook. Maar hulle vra hierdie regtig omtrent nooit in die vraestelle nie, wat dit baie makliker maak. Okay. Dan het ons natuurlik opvanggebied. So weer eens meer plante groei. Ek gaan nou nie weer die sê nie, want hy sê wel, dis die verskil tussen natuurlik en okay, kom ek gaan gradeer. Natuurlik, en dis veral wat jy meer in jou landelike gebiede gaan kry, gaan daar gewoonlik meer infiltrasie, minder afloop, langer aflooptydperk en lae vloedspits. In jou stedelike gebiede is daar gewoonlik minder infiltrasie, meer afloop, korter aflooptydperk en 'n hoë vloedspits. Nou onthou die rede daarvoor is, gewoonlik in jou stedelike areas het hulle verskriklik natuurlik baie geboue, daar's baie paaie, daar's baie min plekke waar die water actually kan inkom, wat natuurlik presies die teenoorgestelde is in meer landelike areas. Okay, dan vir ons vloei kenmerke. Die heel belangrikste een is seker jou dreineerbekkings. Voordat daartoe gaan ek net gou vinnig oor die praat. So met ons vloei kenmerke, dit is hoe die rivier gaan vloei. As jy 'n baie egalige en gelyke rivierbring het wat baie stil vloei, soos die water is nog steeds besig om te beweeg, maar is nie verskriklik besig en baie rof nie, het jy laminêre vloei. Wat beteken daar is nie regtig goed op die rivierbodem wat baie wrywing veroorsaak, wat al die water net laat spat nie. Dan het ons natuurlik turbulente vloei wat presies die teenoorgestelde is. Dit is waar jy 'n ongelyke en styl rivierbring het wat lei tot turbulente watervloei. So dit is die tipe water as jy nou wil gaan river rafting gaan doen. So ongelyke rotsagtige bedding veroorsaak onegalige watervloei en dit vergroot die wrywingsoppervlakte en hierdie tipe vloei is baie ondoeltreffend en ja, so met hierdie twee, jy moet hulle kan vergelyk met mekaar of selfs kan identifiseer. Okay, dan het ons dreineerbekkings. Nou 'n dreineerbekking is 'n gebied wat deur 'n rivierstelsel gedreineer raak. Gewoonlik kry van hulle wat langs mekaar is en dit kan nogal redelik groot wees. So onthou, daar is 'n paar elemente in 'n dreineerbekking wat jy moet ken. Die eerste een is die oorsprong. So dit is waar die rivier begin en dit gaan gewoonlik in redelike hoë plekke wees. Dan het jy jou sytakke en dit is natuurlik jou kleiner riviertjies wat jy van kry. Jou riviermond is waar jy gewoonlik by 'n dam of by die see of iets aansluit en dan het jy natuurlik jou waterskeiding. Dit skei een dreineerbekking van die ander een. Okay. Dan het ons dreineerdigtheid. Nou vir dreineerdigtheid, daar is riviere wat hoër dreineerdigtheid het en dan die wat laer dreineerdigtheid het. En dit eenvoudig, hoe meer
Skies, hoe meer infiltrasie of al meer infiltrasie laat minder riviere voorkom en is die rede vir 'n lae dreineerdigtheid en meer afloop laat meer riviere voorkom en dit is die hoogte vir 'n hoë dreineerdigtheid. So gewoonlik in die eksamen sal hulle vir jou of na die kaart wat jy besig is om te gebruik, so 'n kaartwerk of in 'n normale vraag, sal hulle vir jou 'n sekere area gee en hulle gaan vir jou vra, het hierdie area 'n baie hoë of 'n lae dreineerdigtheid. As daar verskriklik baie riviere is, gaan dit 'n hoë een wees en as daar redelik min is dit 'n lae dreineerdigtheid. Okay. Nou maar so by Engels in. Dan daar's 'n paar redes hoekom sekere plekke 'n lae dreineerdigtheid sal hê en ander 'n hoë een sal hê. So redes vir 'n lae dreineerdigtheid is eerstens sagte reënval wat meer infiltrasie moontlik maak. So weer eens dit gee kans vir die water om actually geabsorbeer te word deur die grond. Dan die skokhout van die magtige hellings laat meer infiltrasie toe. So weer eens wat nie baie styl is nie. Daar's digte plantgroei wat weer eens infiltrasie gaan verhoog en die grond bly wateronversadig weens min reën en infiltrasie wat hoog is. Okay, presies die teenoorgestelde, daar is sekere redes vir hoë dreineerdigtheid. Eerstens, swaar reënval lei tot meer afloop. Styl helling veroorsaak meer afloop, veral omdat daar nie regtig tyd is wat die water in die grond kan absorbeer kan word nie. Min plantegroeibedekking lei tot meer afloop en baie reën lei tot waterversadiging van die grond en meer afloop vind plaas. Onthou die oomblik as grond versadig is, kan dit fisies nie meer water invat nie en die res sal dan alles afloop wees. Okay. Dan het ons dreineerpatrone. Nou ek het gesien in die Mind the Gap wat ek nou besig is om deur te gaan, dat ek actually klein bietjie gaan groter maak, is hulle het net 3 dreineerpatrone gegee. Maak vir seker dat in die notas dat jy na die res ook gaan kyk, want daar is meer as 3. Okay. So seker die mees algemeenste een is dendrities. Nou weer eens, dit lyk soos takke van 'n boom. Hy is ook gewoonlik nog redelik maklik om te identifiseer. Okay, dan die tweede een wat hulle hier gegee het is stralie en dit is waar die riviere parallel of so 90 grade by mekaar aansluit en dan die laaste een is straal en dit is waar hulle uitwaarts vanaf 'n hoë sentrale punt af vloei, soos 'n koepel of 'n vulkaan. Okay, maar soos ek gesê het, maak net seker dat julle die ander patrone in die notas ook deurgaan. Dan het ons rivierstadia. Nou onthou as jy 'n rivier vat en jy breek hom op, kan jy hom opbreek in jou booloop, jou middelloop en jou onderloop of benedeloop. Okay. Nou hoe lyk elke stadium van die? In jou booloop, dit is gewoonlik in jou berge, dis baie styl, dit is waar jou rivier gewoonlik begin. Hierso erodeer die rivier vertikaal en hy kerf baie sterf of styl vallei uit. Dit is waar jy gewoonlik watervalle gaan kry en die stroom self is nog nie besonder groot hier nie. Dan in jou middelloop kom laterale of sydelingserosie en geringe afsetting voor. Die laterale erosie vind onevenredig op die rivieroewers plaas en dit veroorsaak dat die rivier begin kronkel. So hier begin hy nou 'n bietjie plek kry, die styl of die helling begin bietjie meer stabiliseer, hy's nie meer so styl nie, maar hy is nog steeds meer styl as jou onderloop. Jou onderloop is jou plat area. Okay, so wanneer die rivier hierdie stadium bereik, begin die rivier die geërodeerde materiaal of die sediment op die vloedvlakte afsit. Onthou, vloedvlakte is verskriklik goed vir plante, maar dit is gewoonlik ook die eerste plekke wat vloed. 'n Vloedvlakte is 'n breë gebied langs die rivier loop. Okay. So dan het ek hierdie ding gesien wat hulle hier vir jou ingesit het, net om dit bietjie beter te wys. So weer eens jou booloop, klein plekkies, of klein stukke riviere wat besig is om te vloei, jou middelloop raak hy groter, en met jou onderloop, as hy nou lekker spasie het, is dit wanneer hy die grootste is. Nou onthou vir jou verskillende tipe landskap wat jy kry in jou rivier, moet jy elke een net kan weet waar dit sal voorkom. So met jou booloop het jy jou styl V-vormige vallei, jou smal kanale, jou watervalle en jou ravine. Dan vir jou middelloop het jy oop geleidelike valleilings met vloedvlaktes. Dis nou waar dit bietjie meer van in 'n nie 'n styl V-vormig gewees nie, 'n bietjie een wat bietjie meer spasie het. Dan het ons breërkanaal en dan kan meanders ook hier vorm, alhoewel meanders is meer algemeen in jou benedeloop of jou onderloop. Dan in jou benedeloop kry jy wye plat vloedvlaktes, jy kry wye valleie, 'n baie breë kanaal en goed soos hoefystermere, wat natuurlik meanders is wat erodeer soos hy loop en dan vorm hoefystermere.
Dan jou rivierprofiel. So 'n lenteprofiel is die rivierprofiel van die oorsprong af tot by die riviermond. En natuurlik jou dwarsprofiel is die profiel van die een kant van die riviervallei af na die ander kant toe. So hier is 'n dwars aansnit. Nou ek het al 'n paar keer gesien dat hulle sulke tipe vraag vra. Hulle het hom tydjie 'n bietjie vreemd gevra, maar hulle kan vir jou vra dat jy 'n tipe prentjie moet teken of 'n skets moet teken oor hoe die verskillende stadia van 'n rivier lyk. So weer eens, jou bo-loop 'n V, dan kry jy 'n bietjie meer van 'n U en dan jou benede loop is natuurlik oop en plat. Okay. Dan kom ons by verjonging en stoomroof. Nou verjonging is as hy nuwe energie kry, of nie nuwe energie nie, maar hy kry meer water wat vir hom weer energie gee. Stroomroof is wanneer een rivier 'n ander rivier basically roof van sy water en hy vat die water vir homself. Okay. So verjonging, 'n rivier ondergaan verjonging wanneer die rivier meer energie kry. Die rivier het meer energie om afwaarts en lateraal te erodeer en die oorsaak van verjonging is twee goed. Eerstens 'n toename in stroomvolume voorsien meer energie aan die rivier en 'n daling van die seevlak weens stygende landmassa veroorsaak dat die lenteprofiel steiler word en dit voorsien ook meer energie aan die rivier. Nou, in die bo-loop gaan die vallei steiler word en meer V-vormig, soos julle hier kan sien. Dit is natuurlik jou ravines besig om te vorm. Dan in jou middelloop, ek het nie hierdie gehighlight nie, in jou middelloop afwaartse erosie veroorsaak die vorming van 'n tweede U-vormige vallei en die gevolg is 'n vallei in 'n vallei, soos julle hier kan sien. En natuurlik oor duisende jare gaan dit net dieper en dieper raak. Dan het ons onderloop, so afwaartse en laterale erosie vorm 'n tweede vallei. In hierdie rivierstadium kom vloedvlaktes voor en die vallei het 'n trapsgewyse voorkoms, wat julle so kan sien. Okay. Dan het ons ek het nie actually hierdie gedoen nie. Okay, so tipies die ding wat jy gewoonlik kry van jou oorsprong tot jou riviermond, sien baie mense dat dit die galige ding is, van bo tot onder en 'n baie mooi grafiek vorm. Maar dit is gewoonlik nie wat gebeur nie. Daar is sekere goed wat jy langs die pad kan kry, wat natuurlik hierdie profiel bietjie kan anders te maak. So eerstens, as jy die tipe ding het, as hy nog glad nie verjonging gekry het nie, is dit 'n gegradeerde profiel. Maar as hy 'n bietjie meer energie gekry het, kry jy 'n ongegradeerde profiel en dit is nou waar jy jou knakpunte kan kry, wat gewoonlik watervalle is, wat natuurlik die water bietjie nie stop nie, maar wat hom bietjie daar beïnvloed. Okay. Dan stroomroof, hulle hou gewoonlik daarvan om stroomroof te vra en jy moet ook die verskillende goed van stroomroof ken voor en na dit gebeur het. So stroomroof is 'n rivier verjong wanneer dit meer energie kry, soos ons weet. Nou riviere met meer energie lei tot meer erosie, veral terugkerwende erosie. Nou dit is anderste as jou normale erosie wat jy aan dink. Gewoonlik terugkerwende erosie is waar 'n rivier letterlik agtertoe erodeer. So in plaas daarvan om aan die kante te erodeer of selfs vorentoe te erodeer, is hy besig om letterlik agtertoe te erodeer. Okay. Nou terugkerwende erosie vind plaas wanneer die rivier meer energie kry. Nou redes vir hierdie toename kan moontlik wees 'n rivier wat teen 'n steiler helling vloei, gaan vinniger vloei. 'n Rivier met 'n groter volume vloei stadiger of stadiger nie, vloei vinniger en 'n rivier wat oor minder weerstandbiedende geseentes vloei ook vinniger. Okay, nou hierso wys dit vir jou wat gaan gebeur. Okay, so het ons 'n rivier A en 'n rivier B. Okay, nou wat gaan gebeur is, die rivier gaan die ander een, of die ander rivier se water steel vir homself. Okay, so ons kan sien hier het 'n rivier gevloei en hier 'n ander rivier by 4A. Maar terugkerwende erosie gaan letterlik beteken dat hy agtertoe begin erodeer, wat op die ou ende gaan beteken, hy gaan in die ander rivier inkerf. Okay, en dan wat gaan gebeur is, hy gaan die water dan vir homself steel en verder aanvloei. Wat beteken, die rivier wat nou nie meer water het nie, gaan op die ou ende, sal sy water verloor en hy gaan opdroog. Nou daar is 'n paar goed wat hiervoor belangrik is, wat julle moet ken. Okay, so hier het ons rivier A, soos die prentjie lyk, en hier is ons wat dan na die rooftog gebeur het. Okay, so die rivier wat die water gaan steel, is die roofrivier. Ok,
Okay, is lekker maklik. Dan die rivier waarvan die water gesteel gaan word, is die geroofde rivier. Dit kan vir Dena 'n bietjie inkom. Okay. Dan gebeur ons op terugwaartse of terugkeer van die erosie. En nou is hy in die ander rivier en hy gaan dit steel. Die plek waar die, ek wil sê die misdaad nie, maar waar dit plaasgevind het, is bekend as die Roof Elmboog. Okay. Dan weer eens die geroofde rivier is dieselfde en die windsaal is die plek of die spasie wat daar nou nie meer water vloei na die res van die rivier toe nie, is die windsaal. Dan die verarmde stroom is die deel van die rivier B wat nou nie meer water kry nie, hy is heeltemal afgesny en op die ouende gaan hy opdroog. Dit is die verarmde stroom. Okay. En natuurlik die rivier wat alles veroorsaak het, die Roofrivier is nog steeds hier. Okay. So wat hier belangrik is, jy moet die geroofde rivier kan uitken, die verarmde stroom wat natuurlik na die tyd kom, die Roof Elmboog, die windsaal en die Roofrivier. Nou van hierdie, hulle kan vir jou vra om 'n skets soos die moontlik te teken of hulle gaan vir jouself van die fisiese rowing vra wat daar plaasgevind het. Maar hou daarvan om gewoonlik hier 'n skets te vra. Okay. So weer eens, maak seker jy ken jou sleutelterme. Okay. Dan die bestuur van jou opvanggebiede en riviere, so hierdie is nou weer baie lekker vrae vir jou bietjie langer vrae, soos jou paragraafvrae of selfs jou 8-punt vrae wat jy kan kry. Okay, so wat is die belangrikheid daarvan om draineerkomme en opvanggebiede te bestuur? Hoekom is dit belangrik? Eerstens, Suid-Afrika is nie 'n baie waterryke land nie. 'n groot deel van Suid-Afrika kry minder water per jaar as wat baie dele van die wêreld doen. Daar is natuurlik sekere dele van die land, veral meer in die Ooskus, wat meer water kry as sekere dele in die wêreld, maar oor algemeen is Suid-Afrika 'n redelike waterskaars land. Okay, ons rivierstelsel is natuurlik hulpbronne wat baie belangrik is vir ons mense, want ons kort water. Riviere word gedeel soos enige ander natuurlike hulpbron en water is noodsaaklik vir ons oorlewing en welsyn as ook ons maatskaplike en ekonomiese ontwikkeling. Ons gebruik water in verskriklik baie afdelings van ons lewe en in ekonomie selfs. Nou waterhulpbronne word gebruik vir landbou, nywerhede, huishoudelike gebruik, hidroelektriese krag en ontspanning. Rivierstelsels is deel van die watersiklus. Alle watermassas is verbind. Die manier waarop ons die grond gebruik, het 'n dramatiese uitwerking op die watersiklus. So as ons dit nie baie goed gaan bestuur nie, gaan dit later probleme vir ons veroorsaak. Dan, ons rivierstelsels is 'n habitat en funksioneer as 'n ekosisteem. En laastens, 'n rivier verbind baie ekosisteme in 'n opvangsgebied. Dan, wat is die menslike invloed op draineerkomme en opvangsgebiede? Eerstens, opvalterreine, mynbou en landbou gaan grondwater besoedel. Nywerhede en rioolwerke stort afvalwater in riviere, wat eintlik moet gebeur nie, maar ongelukkig doen dit nog steeds. Waterafloop uit landbougebiede bevat kunsmis en plaagdoders wat riviere gaan besoedel. Huishoudelike gebruik van rivierwater deur informele nedersettings besoedel en bevuil riviere. Boorgate verminder die hoeveelheid grondwater wat riviere voed. Die uitheemse plantegroei verbruik groot hoeveelhede water in 'n riviersone baie vinnig. Weerens is altyd beter om inheemse plantegroei en boomnatuur natuurlik te hê, want hulle gebruik minder water. Dan het ons oorbeweiding en verwydering van plantegroei, verminder grondwater en bevorder afloop. Damme verander die vloei van riviere. Dreinering en vlei lande verhoog vloedgevaar en laastens vloedbeheermetodes beperk rivierlope. Okay, het ek net vinnig kyk, en dan is dit by landelike en stedelike nedersettings wat vraestel 2 is. Een ding wat net vir my belangrik is moet asseblief nie net na Mind the Gap gaan kyk nie, soos hierdie boek wat ek nou mee besig is nie. Ek weet ek het in die begin van die, toe julle begin studeer het vir julle gesê, maak seker julle gebruik die boek. Hy verduidelik dit verskriklik goed en hy som dit verskriklik goed op. Maar onthou nog steeds van jou ander notas wat jy ook het. Daar is sekere goed wat hy nie ten volle bespreek in hierdie boek nie. Okay. Dan wil ek net gou vinnig ietsie oopmaak. Vir die mense wat dis nou hulle eerste geografie vraestel, een ding wat wel verskriklik belangrik is wat julle moet onthou is, ek het gou oopmaak. In môre se vraestel, weer eens, dis 3 ure. Het ek nou die Engels en die weet, ek het gou Afrikaans net oopmaak. Ek gaan vanaf 2023.
Okay. Dit is 3 ure en weer eens dit klink na baie, maar maak toe seker dat jy jou tyd dophou. Want 3 ure gaan nog redelik vinnig. Okay. Maar onthou, jou vraestel gaan uit 150 punte tel. 60 punte van dit gaan vir klimatologie gaan, klimaat en weer, en 60 punte gaan vir geomorfologie gaan. Weer eens. Dan vraag 3, jou kaartwerk gaan wees is 30 punte. Okay. Nou vir ek weet baie van julle het natuurlik geografie geskryf toe daar die twee vraestelle heeltemal anders te gelyk het. Vraestel 1 was teorie en vraestel 2 was kaartwerk. Onthou dit is nie meer so nie. Elke liewe vraestel het nou teorie en kaartwerk in. Jy het ook nie meer keuses nie. As jy voor 2020 geskryf het, sou jy gewoonlik in vraestel 1 4 vrae gehad het van 75 punte elk. Jy moes 3 gekies het. Weer eens, jy kry glad nie meer keuses nie. So jy moet alles doen. Okay, weer eens skryf netjies, altyd goed gaan ek regtig nie aanhol nie, maar dit is belangrik om net hier al hierdie goed te lees. Okay, en dan die ding van die kaart, wat ek weet ek het dit al 'n paar keer genoem, as jy op daai kaart werk, as jy nie vir moeilikheid by die skool soek waar jy skryf nie, asseblief gebruik 'n potlood om enigiets op daai kaart te trek, of dit nou 'n sirkeltjie is, of as jy twee plekke met mekaar verbind met 'n lyn, enigiets soos dit, asseblief gebruik 'n potlood. Okay, en dan natuurlik maak seker jou liniaal het sy streepies is baie duidelik sodat jy akkuraat jou kaartwerk kan doen. En onthou natuurlik jou ander instrumente wat jy ook moet invas, soos jou gradeboog, jou calculator, al daai tipe goed. Okay, dan gaan ek vinnig vir julle vra, het julle enige vrae? Nou, terwyl julle praat, gaan ek gou 'n slukkie vat. Het enige iemand ietsie vra of daar iets wat julle onseker is? Okay, ek hoop die stilte is 'n goeie ding. Maar asseblief, ek neem julle gaan die res van die aand seker 'n bietjie verder leer. Maar as daar iets is wat julle nie seker is nie, julle kan meer as welkom vir my boodskap te stuur. Ek het 7 uur natuurlik die Engelse les, maar ek sal dan direk na klas met julle ook dan verder praat. Okay, maar baie sterkte vir môre se eksamen. Dink baie mooi en probeer glad asseblief nie 'n vraag ooplaat nie. Okay. Ek gaan nie bly tot almal weg is indien julle enige vrae het. Anderste sal ek môre met julle praat om uit te vind hoe die vraestel gegaan het. Baie sterkte en ek wens julle al die beste toe. Okay, lekker aan verder almal. Ek sal weer eens bly vir as julle 'n vraag het.